Ek sit vandag hier net buitekant 'n hospitaal nadat ek vroeër vir 'n doktersafspraak hier binne was. En toe ek hier binne was, het ek gesit en die mense dopgehou wat op en af in die hospitaalgang gestap het. En ek het weer iets beleef van daardie vreemde spanning tussen hoop en hartseer wat langs mekaar in dieselfde gang leef. Party mense stap vinnig en opgewonde, waarskynlik omdat hulle eerste kind gebore is. Ander mense stap stadig met rooi gehuilde oë omdat hulle sopas slegte nuus ontvang het. Ander mense is weer vinnig en bekommerd op pad omdat hulle geliefdes onverwags in die hospitaal opgeneem is. Dis die verloop van die lewe. Dis asof 'n hospitaalgang die lewe in een gebou saamvat. Die woorde, alles gaan reg wees, en ons het alles probeer, word slegs meters uit mekaar gefluister. Dis die verloop van die lewe. Prediker 3 sê mos, as 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te huil, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou. Dis die verloop van die lewe, dis nie teenstrydighede nie. Nee, dit is hoe die lewe met jou gebeur as mens hier op aarde. Ek en jy is gelowiges, kan slegs maar huil saam met die wat huil sonder om moed te verloor. Ons kan juig saam met ander wat juig sonder om te vergeet van ander se pyn. Hoekom? Want ons God is mos God Immanuel, God met ons, God by ons. En die beste voorbeeld wat ons hiervan het is Jesus Christus, want hy weet wat dit beteken om mens te wees. Om mens te wees beteken om te kan voel. Hy huil dan saam met Lazarus se familie oor sy afsterwe, alhoewel hy weet hy gaan hom nou wakker maak. Hy weet wat dit is om emosies te kan ervaar in alle omstandighede. As jy volgende keer dalk weer in 'n hospitaalgang staan, haal vir 'n oomblik diep asem en beleef die lewe in sy volle kleur. Die diep rou wat daar is en ook die oorweldigende vreugde. En onthou dan, God is naby. Mag jy God se teenwoordigheid in watter seisoen jy ook al is in jou lewe op hierdie stadium ervaar. Kom ons bid saam. Genadige God, alomteenwoordige God, dankie dat ons mag weet dat U ons bystaan in die seisoene van ons lewe. Ons wil vra, Here, dat U ons sal help as gelowiges om ander ook te help en te ondersteun in tye van hartseer, en dat ons saam met ander ook kan juig in seisoene van geluk en vreugde. Maar Here, dankie dat ons mag weet dat geloof ons help om ons nie vas te kyk in die een of die ander nie, maar dat ons sal besef in al die tye is U teenwoordig. God naby. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Immanuel. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk is daar dalk net iemand wat op hierdie stadium in so 'n seisoen is waar hy alleen voel. En hy het net nodig om te weet, God is naby. Tot 'n volgende keer.